Dis 'n manneding. Dis 'n manneding om 'n disipel te wees. Dis 'n manneding om 'n disipelmaker te wees en dis 'n manneding om van Jesus Christus te praat. En hierop dis 'n manneding, het ons die voorreg om elke maandag met 'n man te gesels oor disipelskap, oor disipelmaker wees en oor die naam van Jesus Christus uit te dra en die bruid van Christus voor te berei vir die koms van die bruidegom. En vandag, dames en here, ek weet hoe julle hom sien opkom, dit ek glad nie nodig om voor te stel nie, maar niemand anders nie as iemand wat ek kan 'n vriend noem, Joop de Wit van Deo Gloria Baptiste Kerk, daar in Sunnyside, en ek het die voorreg gehad om al daar by Joop se gemeente woord te bring, 'n klomp jare terug, en ek is opgewonde om vandag te kan praat met Joop, en net sy storie te hoor, want ek ken nie Joop se storie nie, alhoewel ek Joop ken, en ek ken sy liefde vir die woord, en ek stok hom op sosiale media, ons kyk na sy Bybelskool, maar ek ken nie Joop se storie nie, en vandag het ons die voorreg om te luister na Joop se storie. So Joop, sê hallo vir die manne. Dag sê alle manne, baie lekker om met julle te kan gesels vandag. Cool, dankie Joop. Ja, Joop, by dis 'n manne ding praat ons storie, en ons vertel storie, en ons vertel die mense wat ons nie ken nie, wie ons is, en vir almal wat ons ken, vertel ons daai stukkies van ons lewe wat hulle nie ken nie. So Joop, ons begin by dis 'n manne ding gewoonlik met storie. Doen ons die voorreg en vertel vir ons so 'n bietjie van Joop se storie. Daar sê baie dankie Daniel, weet jy wat, ek is gebore in die dorp Rustenburg op die 29ste Oktober 1951. Weet jy, nogal baie interessant, die kerk waarin ek op die oomblik is, die gebou, het ons gekoop van die Myntjieskop NG Kerk af, en Myntjieskop NG Kerk is gestig op maandag die 29ste Oktober 1951. Net interessant. Ek het groot geword in Rustenburg, kom uit 'n baie gelukkige huis uit. My pa en my oupa was garage eienaars, alhoewel daai deel het nie na my toe oorgegaan nie, want ek weet nie veel meer as waar sit jy die kar aan en af nie. Ek was op skool daar, weet jy, en hier in standaard 8 het ek het groot geword in een van die 3 susterskerke. Ek het regtig 'n tyd deurgegaan waarin ek baie na aan die Here gevoel het, en ek onthou dat ek vir die Here gesê het, Here, dat voor ek doodgaan eendag wil ek weer in kontak kom met dit wat ek hier is. Ek het geen ander lering gehad. Die bietjie wat ek van die Here geweet het, is uit boeke wat ek uit my pa se boekrak uitgekry het. Weet jy, dit het met my baie goed gegaan op skool. Vandag, as ek nou terugkyk, besef ek regtig dat dit die Here was. Maar daar het toe nou ook hier so matriek, het ek 'n woestyntyd deurgemaak. Ek is toe universiteit toe om predikant te word in die kerk waaraan ek behoort het. Weet jy, ek het nogal my beste vriend op skool omgepraat om saam met my dominee te kom word. Ek was hier op universiteit, het ons die kerk keer die studente voor die tyd, moet jy voor 'n kuratorium verskyn. En weet jy Daniel, daai dag toe ek daar uitstap, toe weet ek hierdie is 'n klug, nie aan hulle kant nie, aan my kant. Ek wil predikant word en ek ken nie regtig die Here nie. Die uiteinde van dit is, ek het politiek geswat, want ek kom uit 'n baie politiek bewuste huis uit. My pa was burgemeester van die dorp op 'n stadium en op die stadsraad en al die goede. Ek kom regtig uit 'n huis uit waar politiek was baie belangrik. Ek swat toe politiek. Ek swat toe 'n BA graad met politiek, staatsleer of political science en internasionale politiek as hoofvakke. Maar weet jy, in daardie tyd was daar die heeltyd hier by my, daar was iets wat ek het geweet, daar's iets anders as net dit wat ek nou hier aan gewoond is.
En weet jy, soveel so, dat dan gaan ek op commando's, daai tyd nog die commando-stelsel gehad, die kraansketties. Weet jy, dan is my tas onder paar geestelike boeke, Billy Graham se Peace with God, en my pa, so paar boeke wat ek uit sy boekrak uitgekry het. Die term wedergeboorte was by my totaal en al 'n onbekende ding. Ek het nie geweet wat dit beteken nie. Ons kerk het dit nie vir ons geleer nie. Maar weet jy, dit kulmineer toe so alles so, dit was 'n hele proses. En ek kom eendag nooi iemand my saam na die ou Hatfield Baptist Church toe. En daar, terwyl ek daar is in 'n diens, kondig hulle aan van 'n kamp wat hulle gaan hou. En weet jy, ek weet maar net op daai oomblik, op hierdie kamp moet ek gaan. Maar so, wat ek net wil illustreer, die Here was baie besig met my. Ek het, jy weet, 'n papier gevat en my naam bo-op geskryf en 'n paar teksverse daar neergeskryf, en ek onthou dat op pad na die kamp toe, hoe dat die gedagte by my opkom, vandag weet 'n ou, dis die Heilige Gees wat met jou gepraat het, en ek sê, hoorie, jy kan twyfel aan alles wat jy in die lewe weet, aan alles, maar aan die woord van God hoef jy nooit te twyfel. Weet jy, ek is na daai kamp toe, Daniel, ek het 'n kromsteelpyp gerook op daai stadium. Nie verlang gerook nie, eintlik kort voor my redding begin. Jy weet, 'n ou kan met politiek baie lekkerder verduidelik met 'n kromsteelpyp. Nee, jy weet, jy kan 'n politieke punt baie duideliker maak. Maar ek is toe na die kamp toe, en op Maandag die 4de September. In die diens het hulle gesê, enige iemand wat die spreker wil sien, dit was Derek Crampton, ek weet nie of, ek dink hy is aan nogal redelik bekend. Hy's oorlede hier in die COVID tyd. En weet jy, ek is in daai huisie in, en Derek kon nie eintlik Afrikaans praat nie, en my Engels was ook maar beswaarlik. En ek sê altyd, ek het 'n tweetalige redding gehad. En weet jy, Derek het my daar stap vir stap na die Here toe gelei. Hy vra my, weet jy dat jou sonde vergewe is? En ek het al hoe meer met sekerheid ja gesê, en toe sê hy, jy's nou 'n kind van die Here, en daarom kan jy nou die Heilige Gees ontvang, en hy het vir my hande opgelê. Nou, Daniel, ek het van die goed niks geweet nie. Jy kon my nou vra oor Smuts en Hertzog, maar moet my nou nie vra oor dit nie, want ek weet daar niks van nie. Ek het so by myself gedink, wel, dis seker so een of ander gevoel wat mens gaan kry of iets. En Daniel, daar kom in my in beweeg 'n vreugde wat ek nie, weet jy, dit voel so hol as ek dit nou hier vir jou vertel, maar daar kom in my 'n vreugde wat ek nie kan beskryf nie. Dit is regtig wat die woord sê, it's a joy unspeakable and full of glory. En ek is in hierdie absolute ekstase, en weet jy, die Here sê vir my, jy staan wit gewas voor die Vader, op grond van wat Jesus vir jou gedoen het. Kyk, dit sal nooit uit my, al sit jy my deur 'n dorsmasjien, en kom ek 'n miljoen stukkies aan die ander kant uit, dit sal jy by my nooit uitkry nie. Ek is wit gewas voor die Vader, op grond van wat Jesus vir my gedoen het. En die Bybel is die woord van God van omslag tot omslag. Daai twee goed. En daai twee goed is die fondasie van my lewe, Daniel. In die volgende oomblik hoor ek, maar ek is nie besig om Engels of Afrikaans te praat nie. Daniel, ek het van die goed bitter min geweet. Onnodig om te sê. Ek is daar uit. Ek weet ek het so in 'n veld ingestap. Ek was, weet jy, daai aand het ons 'n bidjuurtjie gehou in my woonstel, en as ek begin praat in Afrikaans, dan begin ek in die gees te praat. Regtig, dit was onnodig om te sê, my lewe was nooit weer dieselfde.
nooit ooit weer dieselfde nie. Jesus was nou regtig so 'n werklikheid en so jong, en ons was bietjie sektaries daar in die begin. Ons het glory meetings gehou en kyk, dit het vrolik gegaan. Daardie geweldige vreugde. Ek het toe my studies eers klaar gemaak daai jaar, en ek is toe die volgende jaar na die Baptist Theological College toe, waar ek toe, dit was nou maar die college wat Pastor Ed hulle ook instudeer het. Daai stadium was daar niks anders eintlik. Nie wat geesgevulde, miskien enkele van die Pinksterkerke, maar ek het daar klaar gemaak. Ek het later aan volkekunde op tweedejaarsvlak gehad, het ek toe met die oog op sending, want weet jy, my roeping was vir my altyd 'n sendingroeping, dat die Here het my geroep om onder andere anderstaliges en ander, thou shalt call a nation thou didst not know, nations that know not thee shall run unto thee, because God has glorified thee. Ek het toe Oneers gaan toe, 'n volkekunde op 3de jaar vlak, toe Oneers gaan doen, en toe ook om aan te gaan in volkekunde, vandag noem hulle dit antropologie, moes jy ook 'n swart taal hê. Ek het Zulu 1 gaan doen, man, en ek die bietjie Zulu wat ek ken, het my al so goed te staan gekom. Weet jy, ek het uitgevind hoe belangrik is dit om met iemand in sy taal te kan kommunikeer. Later van jare het ek toe 'n meestersgraad gedoen in sistematiese teologie en kerkgeskiedenis, en op die ou einde het ek in die NG Kerk se fakulteit hier by Tuks 'n doktorsgraad in kerkgeskiedenis gedoen. Ek het my meestersgraad gedoen oor Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, that Prince of Preachers, daai groot bekende Engelse predikant. Mense, ek kan nie dit sê dat, weet jy, geleerdheid is belangrik, en dit is goed en is reg, maar mense, niks kan die salwing vervang nie. Dis daai salwing van die Heilige Gees. Dis daai tyd wat jy alleen met die Here spandeer, wat al die ander vure jou lewe aan die brand steek. So het ons het 'n paar gemeentes bedien, op die ou ende ook in Hatfield was ek vir 'n tyd lank pastoor, maar toe het ons die Deo Gloria Baptiste Kerk in 1984 begin. In 1994 is ons na ons huidige gebou, waarin ons nou is. Dit is min of meer my storie, Daniel. Ja, dankie Joop, en wat 'n interessante storie, en daar ken ek soveel meer van jou, en dit wat ek van jou verstaan en in my hart dra oor jou, pas presies binne dit in, so dis hoe ek jou ken. Lief vir die Here, daai joy of the Lord is your strength. Dankie Joop, dat jy dit met ons kom deel het, en wedergeboorte het jy sommer ingevleg in jou storie, en wat ons vra altyd oor wedergeboorte, vra ons 'n vraagie, en ek gaan vir jou vra, Joop, jy het nou so jou wedergeboorte verduidelik binne in dit, maar vertel net vir ons, sê vir die persone wat luister, 1 of 2 gedagtes wat jy het rondom wedergeboorte. Die oomblik wat ek het sê, is daar iets wat oor jou in die gees in jou inspoel. Vertel vir ons, sê iets oor wedergeboorte. Ja, weet jy, Daniel, ek sê dat wedergeboorte is die grootste wonderwerk wat hier op aarde kan gebeur. Nie 'n opwekking uit die dood uit, of een of ander ondervinding kan vergelyk met die wedergeboorte nie. Iemand wat se gees dood is, wat in sonde, want onthou die skrif sê ons is dood in sonde, nie net 'n bietjie siek nie, ons is dood. En so gees word opgewek. Ek wil net dit sê, weet jy, daar waar ek toe nou die ondervinding met die Heilige Gees het, ek ontsaglik die belewenis gehad dat iets wat dood was, het lewend geword. Iets in my wat dood was, het lewend geword. Dit is die grootste wonderwerk wat kan gebeur. Ek is toe op my 21ste verjaarsdag, op die 29ste Oktober 1972, op my 21ste verjaarsdag, deur Pastor Ed gedoop.
Die wedergeboorte is waaroor dit alles gaan, Daniel, dis die verskil tussen die hemel en die hel. Jy kan alle ander dinge hê, as jy die wedergeboorte nie het nie, help het jou alles niks nie. Ja, ek sê ja en amen, want as ons Christus nie het nie, gaan ons die koninkryk nie sien nie. Ja, ek stem saam. Dis lekker om hieroor te gesels, Joop, maar kom ons gesels jou ander deel van jou hart, politiek. Binne in die woorddeel is daar politiek deel, en dit was baie interessant toe jy sê, jy het toe nou maar jou graad klaar gemaak en gaan verder swat en honeers doen in politiek, met 'n oog op sendingwerk. En dit was baie 'n interessante hoek, maar praat met ons oor politiek in Suid-Afrika, en wat die Here op jou hart lê rondom dit. Ja, ek weet jy, Daniel, daai aand, toe ek nou die ondervinding met die Here die dag gehad het, daai aand hou ons 'n bidtuurtjie in my woonstel, en die Here praat my, nou sê ek altyd, die Here het met my politiek gepraat, hy het nie met my oor karre gepraat nie, want ek sou dit nie verstaan het nie. Daai aand het die Here vir my gesê, hier kom groot bloedvergieting in Suid-Afrika. Jy weet, en toe was John Vorster nog die eerste minister, en die Broederbond het regeer, en die nasionale party, en jy weet, ek was nogal redelik aktief met daai tipe goed op universiteit gewees. Die woord wat ek gekry het was, die vyand het reeds sy skuilplek verlaat om die oes te kom opeet. En ek sê vir jou, Daniel, dit wat ons nou beleef, is die oes wat opgeëet word. Dis die oes wat opgeëet word. Maar daai aand het die Here vir my gesê, dat in dit wat kom, dat daar sal nie 'n haar van jou hoof afval as jy naby aan die Here bly nie. En dis my boodskap vandag aan alle manne. Manne, al gaan dit hoe in Suid-Afrika, al is die potholes hoe diep. Ek sien nou die dag 'n ou sê op Facebook, jy weet, daar's 'n pothole by hulle, 'n 3 slaapkamer huis met 2 badkamers in daai pothole. Al gaan dit hoe sleg, wil ek vir jou sê, bly net naby aan die Here, en daar sal nie 'n haar van jou hoof afval nie. Weet jy, die Here het vir my Joël hoofstuk 2 gegee in 'n droom, toe net daarna. Daniel, ek glo dat die geskiedenis van ons land is in Joël 2 opgesluit. Nou weet jy, ek loop eendag by 'n radio verby, en ek hoor dit net so met een oor, dat Paul Creer dit glo gesê, en ek tog my op die aarde. Man, en ek is eendag in 'n tweedehandse boekwinkel, en daar's 'n boek oor generaal Hertzog, wat nou nie, jy weet, vir my enigsins, maar die boek verkoop hulle vir R20. Ek dink by myself, wel regtig, vir R20 is dit daarom nou 'n bargain. En ek koop daai boek, en Daniel, binne in daai boek is die toespraak waarin Paul gesê het, hy glo die geskiedenis van ons land is in Joël hoofstuk 2. Lees dit bietjie gerus, hoe die vyand ingekom het en die oes opgeëet het. Dis Joël hoofstuk 2, wat ons sien, die Here sal vergoed die jare wat die treksprinkhaan opgeëet het. Maar daar kom 'n dag, en dit is my boodskap, daar kom 'n dag, wat as die kinders van die Here, hulle gaan verootmoedig voor die Here, dat die lot weer omgedraai gaan word. Ons is hier vir 'n dag soos hierdie. Ons is hier vir 'n dag soos hierdie. Ek wil polities net dit sê, Daniel, ek glo dat die Here vir my redelik onlangs, eintlik verlede jaar, gewys het, dat hier 'n geweldige armoede onder blanke mense gaan kom. En dit is vir my baie onrusbarend. Jy weet, ons burgerskap is in die hemele. Ons is nie in die eerste plek Afrikaners of eers Suid-Afrikaners of wat ook al nie. Ons burgerskap is in die hemele. Maar ek wil vir julle sê dat as ons, hier kom 'n geweldige armoede, en weer eens oor die geweld wat kom, en die Here vir my gewys, bly net baie naby aan my. Dis hoekom mense, my boodskap is, hou jou stilte tyd. Daai is wat die Here, voor jy gaan in die wêreld wen, hou jou persoonlike verhouding met Jesus reg. Bid in die Gees, ondersoek sy woord, bære sy woord in jou hart. Maar hier kom armoede,
En dit gaan veral die blankes baie hard slaan, want hulle is nie gewoond daaraan nie. Jy weet, van jou gekleurde mense het moeilike tye deurleef in hulle lewe, hulle weet hoe om dit. Maar die Here sê, kom in my ekonomiese program in. Mense, ek is nie, my broer het al die finansiële kennis gekry. Hy het 'n professor geword in bedryfsekonomie op Tikkies. Hy is nou oorlede. Maar kom ek sê vir julle, ek weet dit, dat die Here sê, kom in my ekonomiese plan in. Wat is God se ekonomiese plan? Baie eenvoudig. Saai volop, en jy sal volop oes. Kom weg van 'n wettiese tiende. Moenie bekommerd wees dat die speedkop of die verkeerskonstabel jou gaan vang met 'n boete as jy nie jou tiende betaal nie. Daai is die Here wil hê dat ons moet die vreugde van ons harte moet jy saai. Saai in die koninkryk van God in. Mense, vir my persoonlik sê ek saai in Israel in. Ek is 'n baie fanatiese ondersteuner van die staat van Israel. Ek wil vir julle dit sê, dit is vir my nou altyd, ek voel eintlik mense moet 'n vak op universiteit aanbied, of op 'n Bybelskool aanbied oor Israel, moderne Israel. Mense kyk na ons Joodse wortels, maar kom ek sê vir julle, die moderne staat Israel het ook 'n boodskap. Is nog steeds God se oorlosie. Saai in Bybels, die woord van God. Dit is so uiters belangrik om te saai mense, om saad in die grond te kry. Want dan gaan die kinders van die Here wat gaan saai in vrugbare grond, gaan wees soos iemand wat die topklas bankkaart het. Jy weet hierdie, jou topklas bankkaart is nie meer 'n goue kaart nie, hy swart, wat vir 'n persoonlike kliënt is. Dis daai topklas wat jy kry. As vir die mense wat aan God se ekonomiese plan inkom, ontferm jou oor die armes, ondersteun God se volk, Israel, saai in Bybels, saai in die woord van God, en dan sal die Here ons deur hierdie geweldige ding bring, wat nou aan die kom is. So, ja, dankie Joop, en dankie dat jy jou hart deel, en deel wat jy hoor, en waar ons staan in jou visie in die politiek deel, en die woord daar binne in het insny. Maar jy toe ons gesels het oor waaroor ons wil praat, het jy gesê, jy wil met die manne praat oor vol hart, om aan te hou, en jy wil die Hebreëse woord, ek wil dit nie, of die Griekse woord, ek kan nie onthou wat jy gesê het nie, ek maak verskoning, maar jy wil praat oor vol hart, hou aan, en vertel vir ons. Daniel, weet jy, daar is een Griekse woord wat my gemeente ken, wat hulle leer, wat hulle absoluut, dit is onontbeerlik, die woord hupomone. Hebreërs 10:36 sê, you have need of endurance, en dis die woord hupomone, you have need of hupomone, that after you've done the will of God, you might inherit the promise. Kom ek sê vir julle, waar Jesus gesê het, hulle wat volhard tot die einde toe, dis die woord hupomone. En nou, Jakobus 5 leer vir ons dat Job is die voorbeeld van om te hupomone. Mense, as ek 'n boodskap het vandag, dan is dit net dit, hou aan, moet net nie ophou nie. Ek sit op Ellis Park, en die gedagte kom by my, wat is die belangrikste oomblik in hierdie wedstryd? En ek dink toe wel, dis seker as my span 'n 3 druk onder die opponente se pale. En die slegste oomblik is seker wanneer hulle 3 onder ons pale kry, maar weet jy, die gedagte kom by my op. Die belangrikste oomblik in hierdie hele wedstryd is wanneer die eindfluitjie blaas. Weet jy, daai telling wat dan op die telbord is, sal vir altyd daar staan. Hy sal nooit verander. En ek glo dat die Here vir my sê, hou net aan speel. En wanneer die eindfluitjie blaas, sal jy meer punte op die bord hê as die duiwel. Mense, dis so belangrik om aan te hou. Moenie ophou voor die eindfluitjie geblaas het. Moenie ophou voor die eindfluitjie geblaas het nie. Hou aan, hupomone.
Weet jy, daar is soveel voorbeelde wat ons ook in die Bybel kry, hoe dat mense wat net Abraham moes hupomone om die belofte te verkry. Daai belofte te verkry. Hou net aan. Is dit jou huwelik? Is dit jou bediening? Is dit jou finansies? Is dit jou kinders? Hou net aan, mense. Moet net nie ophou nie. Hou aan. En weet jy, ek dink so altyd daar waar Jakob deur die Jabokrivier gekom het, toe hy aan die ander kant uitkom, daai wal, toe die son weer oor hom begin skyn. Toe kom die son op, as dit ware. Partykeer moet ons maar 'n nag deurworstel, maar die volgende oggend, dan kom die son op, en dan verlig dit weer ons pad. Hou net aan. Dankie Joop. Dis ek het 'n hupomone, die Griekse woord geleer, hupomone, en ek sal hom gaan soek daar in Hebreërs 10 vers 36 en ek sal die volle storie rondom dit gaan bestudeer. Dankie vir daai aanmoediging om te volhard en aan te hou. Maar Joop, die tyd het ons gevang en ons moet groet, maar voor ons groet, Joop, bemoedig die manne, jy so hard vir die manne, jy spreek so in soveel manne se lewe. Bemoedig vanmiddag net hierdie manne. Daar's hy, baie dankie. Daniel, weet jy, ek glo dat daar's 3, kyk, daar's baie, en elke ou sal nou kan sê, maar weet jy, ek dink dit is die belangrikste, en ek dink dat is die belangrikste, maar as jy my nou so vra, wat het ek geleer in al hierdie jare, dan sê ek, weet jy, daar's 3 dinge. Die eerste ene is die belangrikste van die 3. En dit is om jou persoonlike stilte tyd met die Here te hou. Dit is so belangrik. Spurgeon het gesê, it's the fire that will light all other fires in your life. Weet jy, sonder dit werk niks. Jy kan al die wonderlikste talente en aanlegte en planne het, maar kom ek sê vir jou, dit is daai persoonlike verhouding wat jy het met Jesus, wat jou deurdra. Die tweede ding, Daniel, en ek gaan nou nie veel daaroor sê nie, is om te kan vergewe soos wat Jesus vergewe het. Jy weet, ons lees daai partykeer mis in Kolossense en in Efesiërs 4, Kolossense 3, wat hy sê, vergewe soos wat Christus julle vergewe het. Jy weet, in die evangelies voor die kruisiging het Jesus gesê, vergewe jy, dan sal ek jou vergewe, maar na die kruisiging sê hy, jy moet nou vergewe soos ek jou vergewe het. En weet jy, die woord leer vir ons in Jesaja 43 en weer in Hebreërs, dat die Here dink nie weer aan ons sondes nie. Nou ek weet, jy kry baie mense, veral in die politiek, wat kan praat sonder om te dink, maar die DNA van vergifnis vir my, is jy mag nooit weer daaroor praat nie. Behalwe as jy gaan vir berading, of as jy is soos Joyce Meyer, laat dit deel van jou getuienis is. Dis iets anders, maar die DNA van vergifnis, soos wat Jesus ons vergewe het, is hy vergeet daarvan, hy noem dit nooit eers weer. Dan die derde ding, Daniel, en dit maak die verskil tussen of hierdie aarde, jou lewe op hierdie aarde 'n vreugde gaan wees en of dit baie problematies gaan wees. Dis wees in alles dankbaar. Op 'n ander plek sê hy, wees vir alles dankbaar. Weet jy, ek het eendag gelees waar iemand gesê het, die kenmerk van 'n volwasse Christen is dat hy in enige omstandigheid iets kan kry om voor dankbaar te wees. En ek dink veral vir ons vandag in Suid-Afrika, mense, kom ons wees dankbaar. Kom ek sê vir julle, daai oomblik, as jy begin dankbaar wees, vir jou huis, jou karre, jou vrou, jou kinders, jou finansies, die land, mense, ons, wat ook al, maar hier is nou 'n kans, dat hier iets baie goeds in die land kan gebeur, wat vir die koninkryk voordelig gaan wees. En daai dag wanneer ons in die hemel aankom, mense, ek weet nie of ons gaan terugkyk nie, maar dit mag net wees, dat jy dan gaan sien, dat van jou grootste struikelblokke op hierdie aarde, was die goed waarvoor jy eintlik die meeste dankbaarheid oor moes betuig. Baie dankie, dis my storie, Daniel.
Ja, dankie Joop. Dit was so voorreg om met jou te gesels en ek sou graag wou hê ons moet nog so 'n halfuurtjie kan deurwerk en ek weet in jou hart is dit heeltemal moontlik, maar ons moet sê totsiens en dankie Joop. Dankie dat jy kom deel wees van Dis 'n manne ding. Op Dis 'n manne ding praat ons met disipelmakers en is dit 'n manne ding om disipels te maak en jy is 'n disipelmaker en ons kom eer jou daarvoor. Dus kom sê vir jou dankie en ons stuur jou met 'n seën en 'n salwing oor jou gemeente en oor jou bediening. Dankie Joop. Ons sê totsiens.